Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons het verlede week gepraat oor wat is spirituele mishandeling en hoe vind dit plaas. Ek wil nie weer daarby stil staan nie, maar ek wil tog net 'n paar aspekte aanstip hier. Nommer 1, weer eens dat dit regtig 'n baie groot impak op diegene wat mishandel word se geestesgesondheid het en dat dit belangrik is dat ons die tekens van hierdie spirituele mishandeling moet kan identifiseer. Om hiervan te genees met regtig baie respek gesê, moet ons baie mooi kyk wie binne die geloofsgemeenskap ons werklik hiermee kan vertrou. En dan dink ek die groot ding is om grense te trek en weer wie en wat ek is te bevestig. En daarmee bedoel ek baie keer, en ons vergeet dit, dat as ek sê nee, dan is nee 'n volsin met 'n belangrike betekenis. Ek hoef niks na die nee te verduidelik nie. 'n nee is net gewoon nee. En ek dink wat baie keer gebeur wanneer daar spirituele mishandeling is dat die mishandelaar in die naam van spiritualiteit of godsdiens of wat ook al, net eenvoudig geen nee aanvaar nie en hulle self vreeslik kan regverdig. Die vrees en die angs wat dit veroorsaak by diegene wat aan blootgestel word, die manipulasie, die blamering om mense te laat sleg voel, om hulle te laat skaam voel, ruk redelike fondasies onder mense uit, want daar's min dinge wat persone so kan laat skaam en skuldig voel wanneer hulle sogenaamd geweeg en te lig bevind is, en dan veral nogal op geestelike vlak, veral as ons dan nou ook meer vanuit 'n Bybelse perspektief na so 'n opmerking sou kyk. Om terug te kom na die geestesgesonde implikasies, en soos ek gesê het, ons sal 'n bietjie moet kyk na 'n meer omvattende tipe van benadering en hoe ons so 'n persoon gaan help, is die eerste wat vir my hier belangrik is. En ek dink julle sal verstaan waarna ek verwys as ek sê, in Amerika is daar die sogenaamde Bybelgordel of Bible Belt, waarin daar nou sekere gemeenskappe leef, in geloofsgemeenskappe betrokke is, en waar dit wat hulle sê en doen wet is. En baie van hierdie is ook dit wat op ons sosiale media en televisieprogramme en in boeke wat hulle skryf, sekere, ek wil sê, voorskrifte gee vir hoe 'n mens moet leef as jy dan geestelik wil groei ensovoorts, wat nie werklik gegrond is op die Bybel of die waarheid nie. In alle gemeenskappe, en ek het nou self ervaar, ek is in verskillende gemeenskappe betrokke, omdat ek in gemeenskapsontwikkelingsprojekte betrokke is daar hierdie Bybelgordel, ek wil amper sê voorkoms, of kan ons die elemente van so 'n Bybelgordel sien. Daar is met ander woorde een of ander godsdienstige of geestelike leierspersoon, en daardie persoon bepaal hoe en wat en waar sal gebeur, en as jy nie inval by wat hierdie persoon voorskryf nie, dan word jy eintlik as onchristelik beskou en word jy uitgestoot. Ek het eendag die ervaring gehad om te gaan luister na 'n vrou wat 'n getuienis gelewer het nadat sy regtig amper haar lewe in 'n vloed verloor het.
En ek onthou by die betrokke huis waar die vrou getuienis gelewer het, ons instap. Toe sê die gasvrou, eienares van die huis, is jy een van ons of een van hulle? En partykeer is my mond meer aan die gang as wat my prefrontale korteks is. En my eerste woorde was, ek is nie 'n ons of 'n hulle nie, ek is ek. En hierdie vraag is 3 of 4 keer herhaal. Toe sê ek, is ons nou skape en bokke wat hier geskei moet word? En toe word daar reguit vir my gesê, ja. En toe vra ek, is jy 'n Christus plus mens? Nou, ek wag nou nog vir die antwoord, maar die tipe ongemak, daardie oombliklike veroordeling, wat ek op daardie stadium ervaar het vir my iets gesê van, net sekere mense is goed genoeg. Hier is 'n vrou wat haar getuienis kom lewer van die Here se wonderwerkende krag. Maar om by die deur in te gaan om daarna te luister, word jy klaar veroordeel. En ek weet, ek is nie die enigste persoon wat so iets ervaar het nie. Ek gebruik dit maar net as 'n voorbeeld. Daarom is dit belangrik dat wanneer ons hierdie sogenaamde Bybelgordel bewegingsgroepe in ons gemeenskap raak sien, dat ons sal besef dat ons nommer 1 ernstige grense moet trek, dat ons versigtig moet wees, en dan moet ons ook uitvind, wie kan ons regtig op staat maak, op vertrou, en wat ons sal ondersteun. En gewoonlik word so 'n persoon, wat dan nie deel van hierdie groepie is nie, word dan uitgestoot en word behandel, asof hulle regtig ongelowiges is. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Luisteraars en Willem, dis sê ons eintlik vir mekaar, en ek wil dit weer as 'n sogenaamde disclaimer of vrywaring stel. Elkeen van ons het 'n persoonlike ervaring as dit kom by hierdie spirituele mishandeling. Maar wat belangrik is dat ons moet weet, en ek het dit verlede keer ook gesê, wie en wat is ons in Christus? So ek wil amper begin en sê, die eerste basiese stap is, vergewis my op Bybelse gronde, wat is my identiteit in Christus en as Christen werklik? Ek het nie nodig dat mense dit vir my moet sê nie. Dit is iets wat ek self in 'n ontdekkingsreis met Christus kan uitvind. Dan is dit ook belangrik dat wanneer ek hierdie situasie of gemeenskap waarin ek hierdie geestelike mishandeling ervaar het, op 'n manier sodanig moet kan uit my lewe skuif, al beteken dit dat ek sekere vriendskappe moet afsterf. Dit is moeilik, want dit is deel van my ondersteuningssisteem. Maar uiteindelik bly die vraag, gaan ons voort om deur hierdie sisteemmishandeling te ervaar? En wat my baie keer opval, is hoe oor hierdie groepies wat dan nou in die lig van, hierdie is nou 'n bidgroepie, bid hiervoor en daarvoor word uiteindelik 'n totale skinderkring. En dan moet ek vir myself die vraag afvra, wil ek deel wees of deel bly hiervan? So om my persoonlike ruimte en wat ek glo, se claim af te steek, moet ek weet, wat is my autentiekheid en identiteit in Christus? Moet ek dan weet, na wie toe kan ek werklik gaan vir ondersteuning en praat oor wat met my gebeur het? En ek wil nou ongelukkig iets hartseer hier inbring. Geestelike mishandeling beteken ook 'n fisiese geestelike mishandeling. Ons hoor so baie keer daarvan oor die nuus waar mense fisies uitgebuit word of dan nou gebruik word, en dit is ongelukkig ook so dat by van hierdie groot Amerikaanse evangeliste betrokke was by die sogenaamde trafficking van jong vroue en dogters. So dan is 'n mens amper meer in 'n posisie waar ons sou vra, maar waar is die Here as sy eie sogenaamde
voorlopers in die geloof, die mense na wie ons opsien, hierdie skade dan aan die gemeentelede doen. Dit bring my by ons verdere navorsing en aanhalingstekens. As ek oor enige iets ongemaklik voel in enige geloofsgemeenskap, dan moet ek gaan sit en ek moet werklik indagtig en in gebed vir die Here vra, wat is dit wat hierdie ongemaklikheid veroorsaak? Wat is agter hierdie ongemaklikheid? Waar kom hierdie, ek wil amper sê, angstige vreesagtigheid, wat baie keer met so ongemaklikheid sal saamkom? Waar kom dit vandaan? En hoekom is dit daar? Ek moet my eie huiswerk gaan doen en vir myself seker maak, want daar's baie redes waarom ek kan ongemaklik voel en waar het vir my voel, maar die verbintenis onder diegene in die geloofsgemeenskap hang af van die mooiste koek wat ek kan bak of die langste pannekoektafel wat ek kan beman tydens 'n bazaar, of selfs hoeveel geld ek gee, of wat ek dan nou in die openbaar doen om my geloof uit te leef. Soms het ons hierdie privaatheid saam met hierdie grense nodig, wat ek net by myself moet stilstaan en waar ek regtig 'n tree of twee moet teruggee en myself net weer by mekaar hark. Om soveel kliënte gepraat wat deur spirituele mishandeling is. En die eerste ding wat hulle vir my sê is, almal vertel vir my dit is nonsens, dan sê iets so spirituele mishandeling nie. Dan dink ek, ja, ek kan baie antwoorde daarop gee. Wees goed vir jouself. In jou verhouding met die Here en waar jy jouself bevind, spiritueel gesproke, moet jy goed wees vir jouself. Moet jy vir jouself ook kan sê dat jy is geskape met 'n doel en 'n rede. En al word jou sogenaamde roeping of doel geestelik in die lewe nie op hierdie stadium uitgeleef nie, dan is dit ook oukei. Die Here sit nie daar met 'n, wil ek sê, aftikboksie van jy het nou hierdie en hierdie gedoen en jy het hierdie en hierdie nie gedoen nie. Sy genade is elke dag genoeg. En dan ontvang ons nog genade op genade. En dit is waarom ons moet kan stil word, vir onsself weer kan lief word, daardie gate wat in ons lewe veroorsaak is deur hierdie mishandeling, hierdie wonde kan versorg met die olie van God se genade en liefde, want dis alleen by hom waar ons die werklike rus en 100% aanvaarding gaan vind. Mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.